Ons lees die oordenking vir 18 Augustus uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Murray. Die titel vanoggend is In die Bres. Ons teksvers kom uit Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dan ook Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die suiwerste vorm van liefde is om te gee sonder om terug te verwag. Gebed vir ander is dus 'n grootse liefdesdaad, skryf David Hubbard, Amerikaanse pastoor en geestelike skrywer. Die wete dat iemand vir jou instaan voor God, bring 'n vrede en 'n stilte in 'n mens se binneste. Daar val 'n las van jou skouers af by die gedagte dat daar iemand is vir wie jy so belangrik is dat hy vir jou by God pleit. Om vir iemand te bid is 'n voorreg, maar ook 'n verantwoordelikheid. Daarom mag ons nie sommer so in die verbygaan vir iemand sê, ek sal vir jou bid, as ons dit nie werklik bedoel nie. Ons ken die uitdrukking, ek sal vir jou in die bres tree. 'n Bres was 'n gat in 'n muur wat met 'n stormram deur die beleeraars van 'n vesting gemaak is. Wanneer jy vir 'n persoon in die bres tree, staan jy in daardie gat tussen hom en sy omstandighede en jy pleit namens hom vir uitkoms. 'n Soldaat dink nie net aan homself nie, maar ook aan die veiligheid van sy kamerade. Ons veg sy aan sy met ons medegelowige makkers. In die Nuwe Testament is daar meer as 50 vir mekaar tekste. Help mekaar, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar en bid vir mekaar. Om te bid is van die min dinge wat ons deurlopend vir mekaar kan doen. Die wete dat iemand vir my bid, gee my nuwe krag. Here, dankie vir gebed. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.